Baie van ons is huiwerig om in gemeenteverband, in gemeenskapsverband, as geestelike leiers op te tree. Maar God gee 'n opdrag aan sulke mense. In Handelinge 10 vers 42 sê Paulus, hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Dit is die Here Jesus. So Paulus sê, hy het opdrag gekry. Hy het 'n taak gekry. En hy is deur God aangestel om hierdie taak te verrig, om Jesus te verkondig as regter. In 1 Korintiërs 12 vers 5 sê hy, daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Dit is nie maar net 'n gunsie wat hy uitdeel nie. Ja, dis 'n gawe, dis 'n geskenk, maar dit het ook 'n opdrag aangekoppel. Daar word 'n geskenk gegee, 'n taak gegee, 'n vermoë gegee, maar daar word ook van jou verwag om dit te gebruik. 1 Tessalonisense 5 vers 12 sê, broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder hulle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. So wanneer mense werk, geestelike werk doen, leierskap in 'n gemeente en in ander opsigte van die lewe, mense wat die voortou neem, mense wat ander kan beïnvloed, verstaan, hulle doen dit in opdrag van die Here, veral wanneer dit kom by die geestelike dinge. Kom ons sien dit raak, kom ons aanvaar dat God mense die opdrag gee, die taak gee, om sekere dinge te verrig. Loop mooi.